Baie welkom by Pretoria FM se mediese program. Vandag gesels ons oor spraakterapie en hoe spraakterapie mense met outisme kan help. Dit speel 'n uiters belangrike rol om kommunikasie en sosiale vaardighede van mense met outisme te help verbeter. En dis ook belangrik om beide verbale en nie-verbale taal te help ontwikkel. Outisme self is 'n neurologiese toestand wat daartoe lei dat mense onder andere sukkel met sosiale interaksie en kommunikasie en spraakterapie wat dan 'n integrale rol kan speel in hierdie mense se lewens. Ons verwelkom graag vandag vir Liesel McDooling. Sy's 'n spraakterapeut van Bethlehem in die Vrystaat. Goeiedag Liesel, baie welkom by ons mediese program. Dankie vir die geleentheid om 'n bietjie met julle te gesels. Liesel, ek het nou so vinnig daarna verwys, maar wat presies is outisme? So outisme val onder die term neurodiversiteit en dit beteken dat hierdie persone se brein 'n bietjie anders werk. Dit is belangrik om te onthou dat outisme op 'n spektrum voorkom. So simptome kan gering, middelmatig of dan uitermate ervaar word. Van die simptome sluit in dat hierdie persone kommunikasie en interaksie moeilik vind. Hulle vind dit ook uitdagend om ander mense se emosies en gedagtes te verstaan. Daar's sensoriese uitdagings, repeterende gedrag en dan ook 'n abnormale obsessie met sekere items of aktiwiteite. En weet ons wat dit veroorsaak? Daar word daagliks nog nuwe navorsing gedoen rakende die oorsake van outisme. Op hierdie stadium lyk dit of genetika wel 'n rol kan speel, maar ons weet eintlik nog baie min oor die oorsake van outisme. Liesel, wat sou jy sê is van die vroeë tekens waarvoor 'n mens op die uitkyk moet wees wat outisme betref? Okay, so 'n rooi lig is as jou kind teen 12 maande nog nie babbel of na items wys of van natuurlike gebare gebruik maak nie. Daar is ook baie ouers wat rapporteer dat hulle kinders wel al begin praat en woorde sê het, maar dat dit toe nou net opgehou het. Nog iets waarvoor jy op die uitkyk kan wees is repeterende of herhalende gedrag. Dit sal wees as jou kind byvoorbeeld heen en weer wieg of handjies flap ensovoorts. En dan ook 'n abnormale obsessie met sekere aktiwiteite of items. So as jou kind net met 'n besem wil speel byvoorbeeld, kan dit ook 'n rooi lig wees. En nou kom ons by spraakterapie. Liesel, hoe kan jy as 'n spraakterapeut iemand met outisme help? So om dit eenvoudig te stel, help spraakterapie om kommunikasievaardighede, verbaal en nie-verbaal te verbeter en dan bied dit vir hierdie persone die geleentheid om beter deel te neem aan aktiwiteite by die huis, by die skool en ook in die gemeenskap. Jy het nou gedifferensieer tussen verbale en nie-verbale kommunikasie. Kan jy vir ons voorbeelde gee? So verbale kommunikasie is normale spraak soos wat ek en jy nou sal praat en nie-verbale kommunikasie is as persone praat met behulp van gebare of dan simbole of fotos of prente ensovoorts. En sal spraakterapie dan selfs kan help dat iemand met outisme kan leer om iemand se sosiale tekens byvoorbeeld te lees? Ja, so ons gebruik aanvullende en alternatiewe kommunikasie, ook bekend as AAK, om dan hierdie persone te help om te kommunikeer. Onthou, kommunikasie kan verbaal of nie verbaal wees. So wat dit behels is dan om hulle te help om te kommunikeer met behulp van gebare, of dan om vir hulle simbole of prente te gee. Hierdie simbole of prente kan gelaai word op 'n elektroniese toestel soos 'n rekenaar of 'n tablet of dit kan dan normaal uitgedruk word sodat hierdie persone dit dan kan gebruik om te kommunikeer. Jy het eintlik nou reeds daaraan geraak, Liesel, maar wat is van die tegnieke wat 'n mens dan gebruik boonbehalwe die AAK? Ja, so ek werk hoofsaaklik met kinders. So wat ek nou al gedoen het en die tegnieke, ek gaan eers maar begin met AAK, maar wat 'n mens kan doen om net hulle deelname 'n bietjie te verbeter, is om byvoorbeeld 'n storieboek met simbole aan te pas. So hulle kan dan nou vrae antwoord met behulp van die simbole wat 'n mens aan hulle verskaf en dan nuwe woorde leer.
Dieselfde met liedjies, so elke deel van die liedjie sal met 'n simbool aangepas word en dan kan hulle nou saam sing of dit nou verbaal of nie verbaal is. Natuurlik hang dit nou af waar hulle op die spektrum is. Daar is wel kinders en ook volwassenes wat wel verbale kommunikasie het. So daar sal mens nou meer aan sosiale kommunikasie werk, byvoorbeeld beerdname en oogkontak. En dan nou natuurlik om nog steeds woordeskat en sinskonstruksie ensovoorts uit te brei. En wat sou jy sê is van die voordele vir mense met outisme wat wel spraakterapie ontvang? So op die einde van die dag wil ons graag hierdie persone toerus met die vaardighede om beter te kan kommunikeer, of dit nou verbaal of nie verbaal is nie. En dan op die einde van die dag vermeerder dit net hulle deelname in aan aktiwiteite wat nou by die skool of by die huis of dan in die gemeenskap kan plaasvind. Jy het vroeër in die gesprek verwys na rooi vlae of gevaarligte as 'n mens dalk dink dat jou kind outisme het. Wie kan outisme wel diagnoseer? So daar's 'n hele paar. Die eerste een is 'n pediatriese neuroloog, dan ook 'n pediater wat spesialiseer in ontwikkeling, 'n psigiater en ook 'n sielkundige wat spesialiseer in outisme. Mense soos spraakterapeute en arbeidsterapeute kan wel tekens raak sien, maar ons mag nie diagnoseer nie. So jy moet nog steeds verwys na een van die bogenoemde persone. En jy het ook vroeër daarna verwys, maar outisme bestaan uit 'n wye spektrum en iemand wys nie noodwendig van jongs af al hierdie gevaarligte waarna jy verwys het nie, maar kan steeds iewers op die spektrum wees en eers later in hul lewens gediagnoseer word. Ja. Definitief. So, mense hoor van baie gevalle van volwassenes wat later eers gediagnoseer is. Dit het nie noodwendig 'n invloed op hoe hulle lewens sover was nie, maar tog baie mense verkies dit om 'n diagnose te hê sodat hulle net 'n bietjie oorsake of hoe sal 'n mens nou sê, laat daar 'n verduideliking is vir hoekom hulle optree soos wat hulle optree. En kan outisme genees word? Dit is nie iets wat genees kan word nie, maar die simptome kan wel behandel word. Liesel, enige laaste gedagtes van jou kant af voordat ek jou groet? Ja, so ek wil net noem dat as jy 'n persoon met outisme ken jy net een persoon met outisme, want elke persoon met outisme is so anders en daar's ander simptome. So ons kan nie veralgemeen nie. En dan wil ek sommer almal by die huis uitdaag om net 'n bietjie te gaan oplees oor outisme, sodat ons almal 'n beter begrip kan kry daaroor en dan ook hierdie persone meer welkom kan laat voel en meer gemaklik kan laat voel in ons verskeie gemeenskap. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het, Liesel, en dankie dat jy hierdie waardevolle inligting ook met my en die luisteraars gedeel het. Dankie en baie dankie vir die geleentheid. Dis Liesel McDouling, sy is 'n spraakterapeut van Bethlehem in die Vrystaat en ons het gepraat oor spraakterapie spesifiek om mense met outisme te help om te kommunikeer.